Goeiemôre almal. Welkom hierso. Het is lekker om met mekaar te wees. Pragtige dag wat die Here vir ons geskaap het. Sy geskenk aan ons. Maar kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer in U naam vergader kan wees, Here. Here, dankie vir 'n mooi dag. Dankie vir U beskerming en U seën oor ons. En Here, dankie dat ons gehoorsaam kan wees aan U opdrag om by mekaar te kom en U naam te verheerlik. Here, dankie vir U liefde. En ons het soveel om woord te sê, dankie Here, want U genade is onbeskryflik groot vir ons. Here, seën hierdie boodskap vandag. En laat ons eie harte ook deursoek, Here. Maar laat ons ook alles wat ons het vir U gee. Want U is in beheer en nie ons nie. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ons praat vanoggend, julle kan sien, Elroy, die God wat my sien. Dit is gebaseer op die verhaal van Hagar, die slavin, in Genesis 16. Ons kan ook vandag gaan lees in Genesis 21. Ek gaan vir ons enkele verse lees, hier van so vers 2 af. Ons weet, Abraham en sy vrou Sarai het nie kinders gehad nie. Maar daar was 'n belofte van God dat hulle wel sal kinders hê. Maar nou lees ons hier in Genesis 16 vanaf vers 2. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin. Miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Ons kom net terug na daai ene toe. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, vir Hagar, die Egiptiese, die slavin, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. So sy het begin neersien op Sarai. Op Sarai, ja. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit goed is in jou oë. En die engel, toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug.
En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind. Nou hier praat ons nou van Hagar. By die fontein op pad na Sur. En gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem. Want die Here het jou in jou ellende verhoor. Kom ons lees tot daar. Ons kan amper sê in hierdie gedeelte, God sien jou selfs wanneer ander mense jou miskyk. Maar hierdie geseënde Genesis 16 vertel vir ons hierdie verhaal van Hagar. En ons sien dat Sarai en Abraham ongeduldig raak, omdat God sy belofte van 'n seun nog nie vervul is nie. Nou ons kan vir onsself dink, hierdie twee mense is al hoog in hulle ouderdom, ouer as wat enigeen van ons hier is, en hulle het nog nie kinders nie. Nou in daardie tyd, as 'n vrou nie kinders gehad het nie, was daar baie met haar gespot. So Sarai moes regtig 'n moeilike lewe gehad het. Maar nou kom sy en sy gaan en sy gee haar slavin vir Abraham. En so probeer hulle met menslike planne God se plan werk. Nou kyk, dis gevaarlik om God se wil met menslike wil te wil vervang. Of aan te jaag. Of vir Here sê, Here, ek kan nou nie meer wag nie. Hoe lank nog, Here? En ons almal is skuldig daaraan. Want ons wil hê dit moet nou onmiddellik gebeur. En dan hierdie vrees, maar ons het toch nie 'n kind nie. Ons het dan hierdie belofte. Maar ook die ongeduld, en wanneer gaan dit nou eendag gebeur? Lei baie maal tot ongehoorsaamheid. En dit bring konflik en bitterheid. Hagar word swanger. En wat doen sy? Onmiddellik kry sy 'n houding. Nee? Ons ken mos daai net. Dan kry hulle mos 'n houding, nee? En sy sê kyk op Sarah en sy sien jy? Jy sukkel al so lank wat check hierdie en nee. Net so. Maar sy sien neer op Sarai. En hierdie Sarai laat nie met haar moeilikheid soek nie, papa.
sy wip haar, en sy gaan dan na Abraham toe, en sy sê vir hom, jy moet hierdie situasie uitsorteer. En sy sê vir hom, want jy het dit geskep. Nee, kyk nou hierso, nee. Dit my dink aan Adam. Nee, Adam en Eva. Ek dink ons sien op dieselfde situasie daar. Eva kom met 'n vrug na hom toe. Eva. En sê vir hom, "Check hier, lekker vrug, man, eet daarvan." En hy doen dit. Hy luister na sy vrou. En hy gee toe aan haar opdrag aan hom. En hier kom doen Abraham presies dieselfde. Hy weet van God se belofte, maar hy gee toe aan sy vrou. En daar kom die moeilikheid nou, né? Jy sien. So om dinge in jou eie hande te neem, los nie altyd die probleem op nie. Inteendeel, dit bring groot moeilikheid. In hierdie huis is daar nou lelike dinge aan die gang. Daar's jaloesie, en daar's afguns, en daar's hierdie verdeeldheid, wat alles uit mekaar uitskeur, as gevolg van 'n menslike besluit. Daar's word skielik planne gemaak, en dit raak so erg, dat hierdie swanger vrou die huis verlaat. Nou ons weet, as 'n vrou swanger is, hulle is baie meer emosioneel en hulle het meer aandag nodig. Nou gee jouself dink, wie vat die swanger vrou in die woestyn in? Dis nie 'n mooi plek vir 'n swanger vrou om te wees nie. Dis nie 'n mooi plek vir enige mens om te wees nie. En sy gaan sit daar by 'n fontein. En hier kom die engel van die Here. En hy sien haar raak. Sy was miskien 'n slavin. Sy was miskien 'n vreemdeling. 'n vreemdeling. En 'n vrou sonder regte. Ek vrouens het in daardie tyd nie baie regte gehad nie, maar 'n slavin nog minder. Maar God roep haar by haar naam. Al was sy miskien vir mense onbelangrik, sê God vir haar, Hagar. Hy sien nie net die baie mense nie. Hy sien nie net die belangrike mense nie, maar hy sien ook vir elkeen van ons. Ons lees ook in die Bybel, hy sê, voordat jy nog in jou moederskoot gevorm was, het ek jou reeds geken. Hoe awesome is ons God? Hy ken jou nog voordat jy eers daar is. God ontmoet ons ook, daar in die woestyn. Sodat hy vir Hagar daar in die woestyn gaan kry het, so kry hy ons ook. Hy ontmoet ons nie net by die groen weivelde en die strome water nie, maar ook in die woestyn, nie? Daar waar dit moeilik gaan, daar is God ook. En wat beteken 'n woestyn vir ons? Wat is die simboliek agter 'n woestyn? Dis pyn, en eensaamheid, en hooploosheid, en daai verwerping. Wat is juist daar, waar God vir Hagar ontmoet? Daar waar sy voel, Here, ek weet nie waarheen nie. Soms voel ons ook teleurgesteld, weggestoot, alleen,
Maar Genesis 16 leer vir ons dat God nie wag vir jou om eers uit jou woestyn uit te kom nie. Nee, hy gaan ontmoet jou binne in daai woestyn. En dan sien ons die woorde El Roi. En dit ons net nou gelees in Genesis 16 vers 13 en dan gaan hom weer lees. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. God sien jou, al dink jy, hy sien jou nie. So El Roi, die God wat my sien. Wat sien God? God sien jou trane. God sien jou worsteling. Hy sien jou teleurstelling. Hy sien jou hartseer. God sien jou smart. Hy sien jou pyn. Hy sien jou eensaamheid. Hy sien jou vrees. Maar ook, hy sien jou geloof. Niks in enigeen van ons se lewe is vir God onsigbaar nie. Maar God sien ons nie net nie. Hy hoor ons ook. En ons sien hierdie seun wat uit Hagar gebore word. Sy naam is Ismael. En wat beteken dit? God hoor. Hoe wonderlik. God sê, ek sien jou Hagar, maar hy sê ook, ek hoor jou. Ek hoor jou Hagar. En God sê, ek hoor elkeen van julle wat hier is. God hoor jou gebede. Maar God hoor ook jou noodroep van Here, ek kan nie meer nie. God hoor dit. God se genade is nie net beperk tot hierdie uitverkore lyn nie. Hy sien ook die slaaf. Hy sien die buitestaande. Hy sien daai een wat vergeet word. Hy sien daai ene wat verwerp word. Daai ene wat sleg gesê word. Daai een wat vertel word, jy gaan niks bereik nie. Hy sien jou ook. En hy's lief vir jou ook. Want God se plan is baie groter as enige een van die foute wat ons ooit in die lewe gemaak het. Abraham, Sarai, maak 'n verkeerde besluit, omdat hulle haastig is. Maar tog werk God steeds in hulle en met hulle. God sorg ook vir Hagar. Hy maak selfs 'n belofte aan Hagar, jy gaan 'n groot nasie hê. Dieselfde belofte wat hy aan Abraham gemaak het. Dit beteken nie God keer jou sonde goed nie. Nee. Maar dit wys dat God se genade soveel groter is as ons mislukkings. Voel jy misgekyk? God sien jou.
Voel jy alleen? God is reeds saam met jou in jou woestyn. Het jy iewers foute gemaak? God kan steeds sy plan uitvoer in jou lewe. Waar probeer jy vandag dalk jou eie planne maak, in plaas van om vir God te wag? Watter woestyn of 'n konflik is daar in jou lewe, omdat jy nie wou wag op die Here nie? Hoe bring dit vir ons vertroosting om te weet dat God jou seer kry raak sien? En nie net sien nie, ook hoor. Want hy is Elroy. Hy is die God vir wie die onmoontlike moontlik is. Ons lewe in 'n wêreld waar almal kyk na wat jy het en wat jy besit. Maar dit gaan oor status en geld en sukses. Maar God kyk nie na hierdie goed nie. Dit maak nie saak of jy die duurste pak klere of 'n paar stukkende vellies aan het nie. Of 'n paar stukkende vellies aan het nie. God kyk nie of jou hare deur die beste haarsalon gedoen word en of jy niks hare het nie. Want God kyk na jou hart. Daar waar ander mense nie kan sien nie. Daar waar ander mense partykeer nie wil sien nie. Hy sien die persoon wat stil iewers sit en huil. Hy sien daai persoon wat op moedverloorse vlakte sit, amper soos Job. Hy sien die een wat wonder, gee iemand nog vir my om? Want God is nog steeds dieselfde God wat vir Hagar in die woestyn raak gesien het. En ons sien in Genesis 21, toe Sara weer kwaad geword. En sy jaag hierdie vrou met haar seun weg. En hulle eindig op in die woestyn. Die Bybel sê hulle het rondgedwaal. So hulle het nie geweet watter kant toe nie. En hulle kos en hulle water het opgeraak. Daai vrou los haar kind onder 'n bos. Sy sê, Here, ek wil nie sien hoe gaan my kind dood nie. En God tree weer in vir haar. Sy maak haar oë oop. En sy sien, maar hier's 'n put en hulle kan water kry. En Here sorg vir hulle. En hy laat hierdie seun 'n groot nasie word. Want God is nie 'n mens wat sal lieg nie. As God 'n belofte maak, dan hou hy dit. En daarom is dit vir ons so belangrik om ons vertroue op hom te sit. Die God wat ons sien. Die God wat my en jou en elkeen sien in ons hart. Alles sien hy. Want hy is lief vir ons. Amen. Magtige Hemelse Vader, dankie dat U ons sien, maar dat iemand anders ons nie sien nie. Help ons om op U te vertrou, Here, in alles. Here, want U is groter as enigiets. U is groter as ons bekommernisse oor ons kinders, Here. U is groter as die sorge van die lewe. Maar ons moet op U kan vertrou, want U sien en U hoor en U ken ons harte.
Here, U ken ons elkeen van ons harte. En U weet waarmee stryd, wat 'n stryd het elkeen van ons op hierdie stadium. Maar ons gee dit oor in U hande vandag, Here. En ons sê, Here, deel U daarmee, want ons kan nie. Here, seën ons die res van hierdie week. En laat ons nooit vergeet dat U die Almagtige is nie. Die een vir wie niks onmoontlik is nie. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Elroy, God sien ons. Amen.